Goeienaand. Jy wat bevoorreg is om 'n geliefde van die Here te wees, doen alles, bou huis, bewaak stad, doen harde werk, in die wete dat dit alles genade van die Here is, wat hy in my slaap aan my gee. Salomo, die skrywer van die Psalm, gaan in die tweede deel van die Psalm 'n tree verder. Seuns is geskenke van die Here. Kinders word deur hom gegee, soos pyle in die hand van 'n krygsman, so 'n seuns wat gebore is toe die vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Sommiges beweer dat hierdie deel van die Psalm 'n toevoeging is, of dat ons in die Psalm eintlik met twee afsonderlike spreuke van Salomo te maak het wat maar net saamgevoeg is. Tog meen ek die tweede deel van die Psalm is 'n verdere uitwerking van die eerste deel. Dit lei na 'n klimaks. Daarom begin dit met die uitroep: kyk, let op. Dit is asof die digter sou wou sê, die tevergeefsheid wat buite die geliefde van die Here om bestaan, gaan voort. Sal 'n klimaks bereik as daar nie kinders is nie. As daar nie kinders is nie, is huisbou, stad beskerm, moeisame arbeid, tog net nog soveel meer te vergeefs. Maar kyk nou, let nou op, daar is kinders. Kinders is, soos alle ander dinge wat ek in my slaap ontvang, ook geskenke van die Here. En in kinders vind, en ek dink dit is die klem daarvan, die voortgaande genade van die Here plaas, van geslag tot geslag. Kinders is 'n erfporsie van die Here. In kinders kom die toekomstige seëninge van die Here na jou toe, soos wat 'n erfporsie eers eendag vir jou waarde sal hê. Kinders word deur die Here geskenk. Dit is 'n genadeloon. Dit is soos 'n deposito wat jy maak vir eendag. Kinders is pyle in die hand van 'n krygsman. Hulle is waardevol, hulle beskerm. Hulle maak jou hande sterk in die stryd. Deur jou kinders kan jy verder gaan en meer doen as wat jy sonder hulle kon doen. Kinders is ook 'n voorspraak in die stadspoort. Hulle kan vir jou intree, jou verteenwoordig in die alledaagse dinge in die samelewing. Selfs as daar vyande is, sal hulle vir jou intree en jou beskerm teen uitbuiting. Hulle sal sorg dat jy nie tot skande kom nie. Wat 'n voorreg dat my lewe nie tot myself beperk is nie. Dit gaan nie net oor my eie huis bou, my eie beskerm, my eie genadige versorging nie. Dit gaan oor die voortgang van die seëninge van die Here, sodat daar ook in die toekoms geliefdes van die Here sal wees. Wat 'n voorreg dis om nie alleen te lewe nie, maar om ook die toekomstige seëninge van die Here deur kinders te verwag. Wat 'n voorreg om te beleef hoe 'n volgende geslag gebore word. Wat 'n voorreg as 'n volgende geslag groot word, skool toe gaan, volwasse word. Wat 'n voorreg as kinders as volwassenes in 'n wêreld ingaan en hoër vlieg as wat jy kon, meer bereik as wat jy kan. Wat 'n voorreg as 'n volgende geslag ons begin leer van kinderlike vertroue op die Here. Wat 'n voorreg as jou kinders vir jou begin sorg in jou ouer dae. Wat 'n voorreg om te kan sien hoe die Here vir die volgende geslag in hulle slaap, soos hulle opgroei, versorg. Om te kan kyk en jou eintlik net te kan verwonder dat die Here hulle laat groot word het en hulle beskerm het en vir hulle soos vir my in die slaap versorg het. Bo alles, wat 'n voorreg om te sien as daar 'n volgende geslag begin om die Here te loof en te eer, om sy geliefdes te wees. Dis alles onverdiende genade, voortgaande genade. Dit is die Here wat vir sy geliefde in die slaap alles, ook kinders gee. Dit is die nakroe seën waarvan Psalm 128 sing. Goeienaand.